begin met die algemene oplossing. So die algemene oplossing lyk baie keer verskriklik weird en mens weet nie altyd wat om te doen nie. So wat ek toe gaan doen het in die notas sal julle sien, ek het dit in 5 tipes gaan opdeel. Dit help my net om te weet wat om te doen, want julle sal sien met algemene oplossing, dis regtig net daai eerste gedeeltetjie wat 'n bietjie anderster is afhangende wat hulle vir jou gee, en die laaste paar stappe is heeltyd presies dieselfde. So jy moet hom net 'n bietjie anderster gaan vereenvoudig. So dis eintlik nie 'n baie moeilike gedeelte hierdie nie. So julle kan maar net kyk vir die algemene oplossing. Dit help om te identifiseer wat is die tipe. Alright. Net 'n paar goedjies wat julle moet onthou met jou algemene oplossing is as ons praat van 'n verwysingshoek, ek gaan skryf my verwysingshoek as my theta met my R, dit sê vir my reference angle. Party skole en memos praat van VH, so verwysingshoek of my reference angle. So al wat dit maar net sê, is dit is 'n skerphoekie tussen 0 en 90 grade. So ons werk net met my skerphoeke. En dan wat belangrik is, wanneer ons werk met jou algemene oplossing, vir sin en kos, gaan jy sê plus K360, en vir tan gaan jy sê plus K180. Dit gaan maar net daaroor om te sê sin en kos se periodes is 360 grade, en tan se periode is 180 grade. En dan die laaste ding om net te weet, is jy mag nooit 'n shift saam met 'n minus gebruik nie. Die minus gaan sê net vir jou in watse kwadrant jy moet kyk. So jy gebruik altyd sê nou maar shift sin of shift kos of shift tan met net 'n positiewe getal. Alright, so kom ons val weg. So julle sal ook sien in die pakkies het ek vir julle by elke tipe is 'n lysie gegee, so of 'n resep van wat jy kan verwag wat jy gaan moet doen. So jy kan dit so 'n bietjie gaan leer ook. Ek sal dit nie noodwendig uit my kop uit gaan leer hierdie nie. Hierdie is bloot vir jou wanneer jy dit inoefen om te weet wat om volgende te doen, en dan sal dit vinnig in jou breine vassteek. Alright, so kom ons val weg. So tipe nommer 1, dis ietsie soos hierdie 3 sin x minus 1 is gelyk aan 0. Wat dit sê vir my, daar's net een terugfunksie. Dit is soos 'n sin, 'n kos of 'n tan, of 'n kot, of iets soos daai, maar daar's net een en dis redelik eenvoudig. Alright, so kom ons kyk gou wat ons hier gaan doen. Dis die eenvoudigste manier van wat hulle dit vir jou vra. So die eerste ding wat jy gaan doen is vereenvoudig. So wat ek gaan doen is ek vat my 1 oor, ek kry 3 sin x is gelyk aan 1, en dan gaan deel ek met my 3, dan kry ek sin x is gelyk aan 1 op 3. So dit gaan elke keer die eerste stap wees. Jy gaan vereenvoudig. Ek gaan die stappe lys, laat julle sien is heeltyd dieselfde goed oor en oor. Tweede wat jy gaan doen is jy gaan kry jou verwysingshoek. So ek gaan kry my verwysingshoek, so jy sê shift sin. So julle sal sien in die pakkie het ek dit baie mooi vir julle geskryf om te sê jy sê sin, shift sin en dan 1 op 3. Dit gee vir my verwysingshoek, en my verwysingshoek in hierdie geval is 'n terrible 19,47 grade. Okay, so dit was stap 2 is my verwysingshoek. Stap 3 wat ek vir julle leer is jy gebruik jou cost diagram. My cost diagram wat jy gaan doen is jy kan sien my sin is positief. So dan gaan merk ek die 2 kwadrante waar sin positief is. Vir stap 4, al wat ons gaan doen is jy gaan kyk my kwadrante. So wat ek vir julle leer is jy gaan skryf daai dude 2 keer neer. So ons gaan sê x is gelyk aan en x is gelyk aan. Dis wat ek vir julle leer, jy skryf hom 2 keer neer. Vir tan, ons gaan nou by dit kom, hoef jy hom daarmee met 1 keer neer te skryf, maar andersins, jy skryf hom 2 keer neer. Dan gaan kyk jy aan wat se kwadrant is dit. Eerste kwadrant was die A, dis net 'n gewone theta. Sy kwadrant sê vir my, so dis net my verwysingshoek, 19,47 plus K360. Dan die tweede kwadrant, daar by die S, ons weet ons hierdie kwadrant se naam is 180 minus theta. My theta is my verwysingshoek, en dan sit ek plus K360, en dan gaan vereenvoudig jy hom net, check in jou calculator in, dan kry ek 160,53 plus K360. Dan moet hierdie net iewers staan, K is 'n element van my heel getalle. Dit moet net iewers daarso feature, jy verloor actually 'n punt as jy dit nie skryf nie. En daar is my algemene oplossings. Wat belangrik is om te weet, my algemene oplossing bestaan uit al 2 antwoorde.
As jy na die volgende video gaan kyk waar ons dit nou 'n bietjie verder vat, wat jy die actual waarde vir x gaan moet bereken, dan sal jy sien ons moet al twee hierdie algemene oplossings gebruik. So dis die algemene oplossing. En dat is hom gekry. Dis dit. Right, volgende. Die tweede enetjie wat ons kan sien, weer eens, dis nog steeds tipe 1, want ek het net een funksie. Sien julle, daar's net een tan. So wat ons hierso gaan doen, jy moet altyd eers gaan vereenvoudig. So ek hou daarvan, ek gaan my 2 eerste oorvat, so dan staan hier 'n 3 tan x op my 4 is gelyk aan, wel hy gaan oor, so dis 1 minus 2, geef my 'n minus 1, dan maal ek met my 4 van onder af boontoe, so dan word hy 'n minus 4, en dan gaan deel ek met my 3. Alright, so dit is nou waar ons gaan begin, so dan gaan ons kry, my tan van x is 'n negatief 4 op 3. Right, daar is stap 1. Julle gaan sien die stappe gaan die hele tyd herhaal, jy vereenvoudig. Stap 2, sê vir my, gaan bepaal my verwysingshoek, so ons gaan sê my verwysingshoek is gelyk aan, jy sê shift tan 4 op 3, in die pakkies is dit mooi vir julle gesit, moet nooit 'n minus bysit nie, dan kry ek my verwysingshoek as 'n 53,13, die stap is baie mooier uiteengesit in die pakkie, julle volg maar net daarso, en dan stap 3, sê vir my, gaan gebruik jou cost diagram. Julle gaan verveeld raak met die stappe, want dit gebeur heeltyd dieselfde. Nou wat ek gaan doen is, ek gaan kyk, waar is my tan negatief? Tan is negatief by S en by C. Dan het ek ook vir julle gesê, wanneer jy werk met tan, want vir stap 4, weet ons mos nou, jy moet daai gedeeltetjie 2 keer gaan neerskryf. Vir tan, wat lekker is, hoef jy hom nie 2 keer te gaan neerskryf nie, want vir tan gaan werk ons eintlik net in kwadrant 1 en 2, oordat sy periode 180 grade is en nie 360 nie. So, jy hoef nie daai te sit nie. In die pakkie het ek vir julle gewys hoe sal dit lyk as jy hom 2 keer wou neerskryf, maar dit is nie nodig vir 'n algemene oplossing vir tan nie. Okay, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan dan vir tan net in daai kwadrant werk. Daai kwadrant se naam is 180 minus, en dan gaan skryf ek my verwysingshoek van 53,13, en plus k maal met 180 grade. Jy gaan check daar in jou calculator in, dan kry ek my antwoord vir x, dis nou my algemene oplossing, as 126,87 plus k maal met 180 grade, en dan moet jy net sê, k is 'n element van my heelgetalle. Julle sal later sien waar dit bykom. Voilà, en daar is my algemene oplossing. Sien, is heeltyd dieselfde goed oor en oor. Okay, so dan kom ons nou by tipe 2. Julle sal sien, hier het ek weer die stappe vir julle gegee. So volg regtig maar net die stappe wanneer jy gaan werk met dit. Sit die pakkie langs jou en nou hou jy maar net met die stappe by jou, dan sien jy dit is 'n foolproefplan wat ek daar vir julle gee. So, tipe 2, dit is ietsie soos met 'n kwadraat. So ons werk met een funksie, daar's 'n sinkwadraat, 'n tan-kwadraat of 'n kos-kwadraat, maar dit is net een funksie, soos 'n sinkwadraat en 'n sin, of 'n kos-kwadraat en 'n kos. Okay, so wat ons hier gaan doen, jou go-to hier is om te kyk of kan jy gaan faktoriseer. Dit is waarvoor jy uitkyk. Alright. So dis net die eerste deel wat verander. Julle sal sien die res is heeltyd dieselfde. Dis net daai vereenvoudiging wat 'n bietjie anderster is. Die oomblik wat ek 'n kwadraat sien, dink ek faktorisering en ek soek dan 'n 0 aan die een kant van my is gelyk aan. So wat ek hier kan gaan doen is ek sien ek het 'n algemene faktor van 2 sin x. So ek haal my 2 sin x uit. Wat oorbly is 'n sin x minus 2. Voilà. Right, dan wat ek gaan doen is, ons gaan werk nou, vereenvoudig nou, en ek gaan los my vergelyking op, so dit sê vir my, ek kan mos nou gaan sê, 2 sin x is gelyk aan 0, of sin x minus 2 is gelyk aan 0, en hier kry ek nou my vergelyking, en van hier af daarna is dit weer eens presies dieselfde stappe, so my eerste vergelykingkie sê sin x is gelyk aan 0, of sin x is gelyk aan 2. Okay, hier is ons nou waar ons nou was. Dit is nou by die beginpunt. So ons gaan van hierdie gedeelte af onder toe werk. Okay, so my eerste een sê vir my, waar is sin x gelyk aan 0? Nou volg jy net heeltyd weer dieselfde stappe. Stap 1 was om te vereenvoudig. Boom, daar is hy nou vereenvoudig. Stap 2 is om te sê, bepaal jou verwysingshoek. So ek gaan sê shift sin 0, dan kry jy hom as 0 grade. Okay?
Stap 3 was om te sê gebruik jou cost diagram. Ek hou van 0 om te sê dis 'n positief, so ek gaan kyk waar is sin positief, dis by A en by S. En dan stap 4 is jy gaan skryf hierdie gedeeltetjie wat ons mee gewerk het, daai X, jy gaan skryf hom 2 keer neer. So ons gaan sê X is gelyk aan, en nommer 2, X is gelyk aan. Okay. Dan wat ons gaan sê aan hierdie kant, ons kyk na my kwadrante, die eerste een is net theta, so dit is eintlik net 0 grade plus K360. En die onderste enetjie is in kwadrant 2, sy kwadrant se naam is 180 minus my verwysingshoek, plus 'n K360. So as jy hom gaan vereenvoudig, dan kry ek my algemene oplossing om te sê X is gelyk aan K maal met 360 grade, en hierdie enetjie gee vir my X is 180, plus K maal met 360 grade, en hierdie moet iewers feature. K is 'n element van my heelgetalle. So nou het ek hierdie eerste gedeelte se algemene oplossing gaan kry. Hierdie is die algemene oplossing. Soos ek sê, ons gaan nou in die volgende video wys waar 'n mens dit kan bietjie verder vat. Nog 'n vraag wat hulle vir jou vra wanneer hulle spesifiek vir X vra. Right, so daar's die eerste gedeelte, maar nou moet ons die tweede gedeelte ook doen. So stap 1 is vereenvoudig. Great, ek het dit gedoen. Stap 2, bepaal jou verwysingshoek. My verwysingshoek, so ek gaan sê reference angle, is shift sin 2. Maar sien, dan gaan jy 'n error kry. Die rede hoekom jy 'n error kry, is want daar is nie 'n verwysingshoek nie. In die pakkie sal julle ook sien, het ek baie mooi vir jou gewys, en hulle mag vir jou vra, hoekom bestaan dit nie, is want jy weet jou gewone singrafiek hardloop mos tussen 1 en minus 1. So jou gewone singrafiek kan nie tot by 2 hardloop nie. Daarom het hy nie 'n hoek nie, daarom bestaan hy nie, en daarom gaan sê ek, dit is geen oplossing. Indien hulle vir jou sou vra, hoekom is daar nie 'n oplossing nie, dan kan jy gaan sê, wel, my maksimumpunt vir sin X is net 1. En my minimumpunt is minus 1, so hy kan nie tot by 2 of minus 2 gaan nie. Right, so dis hoe ons daai enetjie gaan doen, so sy algemene oplossing is daai wat ek daar in rooi het. Right, volgende enetjie, nou sien ons werk bietjie met 'n kos. Ons kyk, dis nog steeds tipe 2, want ek sien ek werk net met een funksie, dis 'n kos en 'n koskwadraat. Jy sien 'n kwadraat, jy dink faktorisering, jy weet jy soek 'n 0 aan die een kant van die is gelyk aan. Eerste ding van faktorisering wat ek doen is, ek gaan kyk vir 'n algemene faktor. So ek gaan vereenvoudig, ek haal 'n cos theta uit. Wat oorbly is 'n 1 plus 3 cos theta. Is gelyk aan 0. Right, julle weet nou, ek gaan nou sê daai een is 0 of daai een is gelyk aan 0. In die pakkie is dit darem aansienlik netjieser gedoen, so julle kan maar net daarna gaan kyk. So, wat ons dan nou op uitkom, so stap 1 is vereenvoudig. Ek skryf cos theta is gelyk aan 0 of cos theta is gelyk aan minus 1 op 3. Die stappe is daar in die pakkie vir julle gegee. Alright, van hier af is ons nou weer presies waar ons was met tipe 1. So stap 1 vereenvoudig, boem, ons het hom. Stap 2, bepaal my verwysingshoek, my reference angle. Ek sê shift cos 0, dan kry ek hom as 'n 90 grade. So vir stap 3 gaan gebruik ek my cast diagram. Ek sit my cast, ek hou daarvan om te kyk, waar is 0? Ek gebruik 'n 0 as positief. So ons kyk dan, waar is cos? Positief. Cos is positief in die A en die C kwadrant. Okay. En dan stap 4, selfde as nou, jy gaan skryf daai gedeeltetjie 2 keer neer. Nou kom ons by moeiliker goed wat daar meer as net 'n theta staan. So theta, ons skryf hom 1 keer, ons skryf hom 2 keer. Julle sien dis heeltemal dieselfde. Right, nou wat ons gaan doen is, ons moet nou gaan werk in my eerste kwadrant, is dit net 'n gewone verwysingshoek, so dit is net theta, so dit is 90 plus K360. En in tweede enetjie, kwadrant 4 is 360 minus my verwysingshoek plus K360. En dan vereenvoudig jy hom, dan kry ek hom as 270 grade plus K360, en dan moet hierdie iewers feature. K is element van my heelgetalle. So hierdie tel as my algemene oplossing. Daai wat ek omkring het, dit is my algemene oplossing.
Nou kom ons na die ander kant, ons moet albei gedeeltes doen, onthou ons het 2 vergelykings. So, ons vou net by my stappe. Stap 1 sê vir my vereenvoudig, boem, ek het dit klaar gedoen. Stap 2 sê vir my bepaal my verwysingshoek. So ons gaan sê my verwysingshoek, shift kos, net 'n 1 op 3, nie 'n minus nie. So gaan kyk in die pakkie wat daar staan. Dan kry ek my verwysingshoek as 'n 70,53 grade. Stap 3 is om te sê, kom ons gebruik my cast diagram. Ons gebruik my cast diagram, ek kan sien waar is kos negatief. Kos is negatief by S en by T. En dan stap 4, ek gaan skryf daai toetie 2 keer neer. So ons sê theta is gelyk aan en theta is gelyk aan. So ons gebruik die S kwadrant, dit is 180 minus. So dis 180 minus my verwysingshoek plus K360. En dan vereenvoudig ek hom, dan check ek dit in my calculator in, dan kry ek hom as 109,47 plus K360. En die tweede een is in 180 plus my verwysingshoek. Check daar in jou calculator in en dan kry jy hom as 'n 250,53 plus K360 en dan moet hierdie feature, K is 'n element van my heelgetalle. So wanneer hulle vir jou gevra het om hierdie algemene oplossing te gaan bereken, dan moet hierdie alles wat ek nou so in groen sit, dit moet alles feature daarso. So hy gaan basies 4 antwoorde hê vir hierdie algemene oplossing. Hierdie sommetjie kan maklik 5 of 6 punte tel en daar is hoe ons daai algemene oplossing kry. Alright. Dan tipe 2, dus ons nog steeds by tipe 2, die derde voorbeeld. Julle sal sien hierdie netjie het nou nie 'n kwadraat nie, maar ek kan nog steeds sien, ek kan gaan faktoriseer. Julle sal duidelik die verskille begin agterkom. So ek dink aan faktorisering, so ek wil graag 'n 0 aan die een kant hê van die is gelyk aan. So wat ek hierso gaan doen, is om te gaan sê, ons vat my cos x oor, so ek het 'n wortel 2 sin x, cos x, minus cos x is gelyk aan 0. Asseblief moenie net met 'n cos x gaan deel nie, want dan gooi jy 'n hele gedeelte van jou som weg. Jy gooi twee antwoorde gaan jy weggooi. So ons mag dit nie net so doen nie. Jy moet eers gaan kyk, kan ek gaan faktoriseer? Ek sal vir jou wys wanneer kan 'n mens met 'n kos gaan deel, maar my kos kan nie net wegval nie. Alright. So nou wat ons gaan doen is ons gaan sê, great, ek kan faktoriseer. So ek haal my cos x uit. En wat oorbly is my wortel 2 sin x minus 1 is gelyk aan 0. En nou is ons weer presies waar ons nou was. Stap 1 is om te vereenvoudig, so dit sê vir my, ek wil weet waar is cos x gelyk aan 0. Die tweede enetjie as jy hom vereenvoudig, die stappe kan jy kyk in die pakkie, sê vir my sin x is gelyk aan 1 bo op 'n wortel 2. Alright. Van hier af werk het weer eens dieselfde. So ons het vereenvoudig, dit was stap 1. Stap 2 gaan sê vir my, bepaal my verwysingshoek. So kom ons kry my verwysingshoek hier. Shift cos 0. Ons het hom nou net in die vorige voorbeeld gedoen. Julle kan net daar gaan kyk, ons het klaar hom gekry. So ons het hom gekry, my verwysingshoek was 90 grade, so dit was letterlik nou net die vorige gedeelte. En dan het ek my algemene oplossing gekry, om te sê x is gelyk aan 90 grade plus k maal met 360 grade en die tweede een was gewees 270 plus k 360 en dan moet dit iewers feature k is element van my heelgetalle. Aan die regterkant wat ons gaan doen, weer eens heeltyd dieselfde goedjies oor en oor. Stap 1 is vereenvoudig, ek het hom gedoen, great. Stap 2, bepaal my verwysingshoek. Ek glo julle behoort daarom nou die patroontjie te begin sien. Jy bepaal jy verwysingshoek shift sin 1 op wortel 2, dan kry ek 'n pragtige 45 grade. Ag, dis mooi. Right, dan stap 3, gebruik jou cast diagram en jy gaan kyk waar is sin positief. Sin is positief by S en by A. Stap 3 is dan. Stap 4 sê vir my ek skryf daai gedeeltetjie
2 keer neer. So ons sê x is gelyk aan en x is gelyk aan. Right. So ek hou daarvan om met 'n nommer 1 en 2, dan weet jy moet dit 2 keer doen. Eerste een is net in my verwysingshoek, want dis net theta, so ek sê 45 plus k 360. En die tweede enetjie is in die kwadrant 2, so dis 180 grade minus die 45 plus k 360. Check daar in jou calculator in en dan kry ek hom x is gelyk aan 135 plus k 360 en dan moet dit feature k is 'n element van my heelgetalle. So my algemene oplossing in hierdie geval gaan al twee antwoorde wees aan die linkerkant weer en al twee aan die regterkant. Daar het ek nou my algemene oplossing gaan vind. Okay. Right, type 3. Wat ons nou hier doen, is ons werk met 'n bietjie meer as een funksie. So dis heeltyd dieselfde jy gaan sien, behalwe die enigste verskil is, jy gaan net eers ietsie moet gaan verander. Ek kan nie nou op hierdie stadium faktoriseer soos wat hy nou is nie, sien julle daai. Ons kan hom nie gaan faktoriseer nie, want ek werk met appels en pere. Maar ek kan my appels pere maak. So ek love 'n koskwadraat en 'n sinkwadraat en selfs 'n 1. Ons gaan so 'n voorbeeldjie ook doen. Want ek kan my koskwadraat gaan verander as 'n 1 minus sinkwadraat. My identiteite kan ek gaan gebruik. Onthou asseblief julle hakkies, so nie is jou hele som verkeerd en hulle merk nie saam met die fout nie. As jy jou hakkies verkeerd het, ja, dan is dit verby. Jy gaan baie sleg doen in daai vraag. So onthou net jou hakkies asseblief. En ek weet met faktorisering wil ek 'n 0 aan die een kant hê van my is gelyk aan, daarom vat ek hom so lank oor, my 4, dan word hy minus 4. Dan gaan maal ek die hakkies uit, so julle kan gaan kyk in die pakkies hoe ons die hakkies gaan uitmaal het en gaan deel het met 'n minus. Dan kry ek hom eventually as 'n 2 sin kwadraat x minus 5 sin x plus 2 is gelyk aan 0. Maar soos ek sê, die stappe is daar, julle kan net gaan kyk. Dan gaan jy pragtig kan faktoriseer. Aan die een kant kry ek 'n 2 sin x minus 1 of 'n sin x minus 2 is gelyk aan 0. Indien jy nie gemaklik is met hierdie 3-termse faktorisering nie, kan jy dit mos op jou calculator doen, of jy kan dit actually net met jou kwadratiese formule gaan uitwerk, want ek het 'n waarde vir A, ek het 'n waarde vir B, en ek het 'n waarde vir C. Onthou net wat belangrik is wanneer jy hierdie doen, is om te sê, jou calculator en jy werk mos uit wat is x. In hierdie geval werk jy uit wat is sin x. So wanneer jou calculator vir jou sê x is gelyk aan 1 op 2, dan weet jy werk met 'n sin x, so ons gaan sê sin x is gelyk aan 1 op 2. En aan die ander kant kry ek vir sin x is gelyk aan 'n 2. So julle sal sien van hier af is dit weer presies dieselfde stappe. Dis dieselfde goed oor en oor en oor. Dis so lekker. Dis regtig net daai eerste deel wat verskil. Wat ons nou gaan doen, ons kyk eers vereenvoudig. Stap 1, check. Stap 2, bepaal my verwysingshoek. So ek het vir my verwysingshoek shift sin 'n half, kry ek as 'n pragtige 30 grade. Stap 3, gebruik my cast diagram. Ek kyk in hierdie geval, waar is my sin? Positief. Sin is positief by A en by S. So stap 3 sê vir my, ek gaan skryf daai toetie 2 keer neer. So ons gaan sê x is gelyk aan en x is gelyk aan. Dis baie belangrik. Al het daar iets anders gestaan soos 'n 3x of 'n 2x, ons kom nou by daai goed, dan skryf jy net daai hele gedeelte 2 keer neer. Dis 'n foolproof plan julle. Eerste een is dit my gewone kwadrant, my verwysingshoek, so ek sê 30 plus k 360. En die tweede enetjie is in my 180 minus my 30 plus k 360 en dan kry ek my x as 150 plus k 360 en dan sê jy vir my iewers k is 'n element van my heelgetalle, dit moet feature. So daai is my algemene oplossing, alright? Aan die regterkant, ons het hom ook al gedoen, is om te sê sin x is gelyk aan 2, so hy is daarom vereenvoudig. Tweede stapie is om te sê shift sin 2, en ons het nou al gesê, jy gaan 'n error kry, want 'n gewone sin grafiek hardloop net tussen 1 en minus 1. Sy maksimumpunt is 1, en sy minimumpunt is minus 1, so hy kan nie 2 wees nie, so daarom gaan skryf jy geen oplossing. Right, en dis wat ons om doen. Ons kyk bietjie na 'n mooier enetjie.
Hierdie raak die faktorisering daarom nou bietjie interessanter. Alright, so ons sien ek werk met 'n sin en 'n kos, dis 'n kwadraat. Ek dink faktorisering, ek kan nie gaan faktoriseer met appels en pere nie. Ek moet hulle dieselfde maak. So in hierdie geval gaan ek my sin kwadraat nou bietjie verander. So my 6 gaan daar uitchill. My sin kwadraat kan ek gaan skryf as 'n 1 minus kos kwadraat van x plus cos x. Ek weet met faktorisering wil ek 'n 0 aan die inkant hê van die is gelykant, daarom vat ek my 4 so lank oor. Voilà. Okay. Nou gaan maal ons die hakies uit. Ek sal met hierdie enetjie wys hoe ons die hakies gaan uitmaal. Ons gaan maal hom, dan kry ek 6 minus 6 cos kwadraat x plus 'n cos x minus 4 is gelyk aan 0. En dan wat ek gaan doen is, ek gaan tel my appels en pere by mekaar, so ek sê minus 6 cos kwadraat x plus cos x minus 4 plus 6 gee vir my plus 2 is gelyk aan 0, en dan gaan deel ek met my minus, dan kry ek my 6 cos kwadraat, daarin word 'n minus, daarin word 'n minus, voilà, en dis so ek my hakies gaan uitmaal het. Ok, van hier af kan ons nou weer gaan faktoriseer. My hakies, hy gaan baie mooi uitwerk, om te sê jy kry 'n 3 cos x minus 2 en 'n 2 cos x plus 1. En dan van hier is ons nou weer presies waar ons was, nog die heeltyd, jy gaan vereenvoudig, dan kry ek my cos x is gelyk aan 2 op 3. Onthou as jy dit op die calculator gedoen het, sê jou calculator vir jou gesê het, x is gelyk aan, jy skryf net vir cos x, en ons sê cos x is gelyk aan minus 1 op 2. Alright, so hier is nou bietjie 2 interessanter is, bietjie lekkerder. So, ons hou by my stappe. Stap 1 is vereenvoudig, ons het hom klaar gedoen. Stap 2 gaan bepaal my verwysingshoek. My verwysingshoek gee vir my shift cos 2 op 3, dan kry ek hom as 'n terrible 48,19 grade. Jug. Okay. Stap 3 sê vir my gebruik my cast diagram. Julle sal sien ek hou dit maar in blokkies te doen, ek hou daarvan, dan weet ek skiep nie van my stappe nie. Ek gaan kyk waar is die cos positief. Cos is positief by A en by C. Stap 4 weet ek gaan skryf ek daai ouetjie 2 keer neer, so ons sê x is gelyk aan en x is gelyk aan. Dan wat ek gaan doen vir kwadrant 1, gaan sê ek maar net, right, dit is net my gewone verwysingshoek, so 48,19 plus K360, en vir die tweede een is 360 minus my 48,19 plus K360, en dan gaan check jy daar in jou calculator in, en dan kry ek hom as 'n 311,81 plus K360, en dan feature dit iewers, K is 'n element van my heelgetalle. En daar is my algemene oplossing aan die linkerkant. Aan die regterkant volg ons presies dieselfde stappe. Stap 1, vereenvoudig, ek het dit daarom klaar gedoen. Stap 2, bepaal my verwysingshoek. Jy sê shift cos 'n half, nie minus 'n half nie. Dan kry ek hom as 60 grade. Jy gebruik jou cast diagram, ek glo julle begin daarom nou hierdie verstaan. Jy gaan kyk waar is my cos negatief. Cos is negatief by S en by T. Right, en dan stap 4 is ek gaan skryf hierdie toetie, in hierdie geval is dit weer eens net 'n X, ek gaan skryf daai toetie 2 keer neer. So daar's nommer 1, daar's nommer 2. Okay, die eerste een is in die kwadrant wat vir my sê 180 grade minus 60, so plus K360, en dan vereenvoudig ek hom, dan kry ek hom as 120 grade plus K360, en die tweede enetjie sê vir my dit is 180 plus 60, want hy is in die T-kwadrant, plus K360, gooi daar in jou calculator in, en dan kry ek hom as 'n 240, plus K360, en dan moet dit feature, K is 'n element van my heelgetalle. Onthou in die volgende video wys ek vir julle hoe om vir X actually te bereken as hulle vir jou 'n interval gee, en hoe jy jou algemene oplossing gebruik, en waar hierdie K dan nou actually in werking kom. So daar is die algemene oplossing vir dit, daai wat ek in rooi omkring het. So kom
ons chat gou oor voorbeeld nommer 3. Alright, so wat hier gebeur, jy kan lekker gaan kyk, nee. Ek sien 'n sinkwadraat, daarom dink ek gaan 10 en wil faktoriseer. Maar die probleem is, ek sit met 'n sin en 'n kos. Maak nie saak hoe ek hierdie ding gaan verander nie. As ek my sinkwadraat verander, dan sit ek nog steeds met 'n sin en 'n kos in my vergelyking. En as ek my sinkwadraat dieselfde hou, dan sit ek nog steeds met 'n sin en 'n kos. As ek my 1 verander, dan gaan ek nog steeds met 'n sinkwadraat en 'n koskwadraat sit. So, hier is een van daai favorites wat ek vir julle geleer het om so half voor uit te kyk, om te sê, sien julle, ek sien daai sin x kos x langs mekaar, so ek like nogal dan, veral as daar 'n 1 by is, om te dink, ek gaan daai 1 verander. Dit sal my go-to wees om te dink, okay, kom ek gaan faktoriseer. Dit gaan 10 in 'n 3 term wees. Alright. Hierdie enetjie raak ook so half aan tipe 4. Ek gaan vir julle wys wanneer kan jy actually met 'n tan gaan deel. Hierdie voorbeeld raak ook so 'n bietjie aan tipe 4 waar jy actually met 'n kos mag deel. So ek gaan net vir julle wys hoe daai werk en dan kan julle net gaan kyk by tipe 4 en om meer voorbeelde van dit. Right, so die eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan hierdie 1 verander as 'n sinkwadraat plus koskwadraat. Ek maak hom 'n sinkwadraat plus koskwadraat. Dan gaan ek nou net my appels en pere bymekaar tel. As hierdie nou sinkwadraat plus koskwadraat is, julle hierdie stappe is daarom in die pakkie baie mooi het een vir julle gesit. Dan tel ek my appels en pere bymekaar, dan eindig ek met 'n 2 sinkwadraat x minus 3 sin x cos x plus koskwadraat x. En dan gaan dink ek, right, my 3 term, ek love hierdie gedeelte. My 3 term, julle maak het regtig nie baie moeilik nie. Ek kry 'n 2 sin x met 'n cos x aan die een kant, my een hakkie, ander hakkie is net 'n gewone sin x en 'n cos x is gelyk aan 0. En my tekens is dieselfde, albei kry 'n minus. Ek sal aanbeveel, wanneer jy met 'n 3 term gaan werk, gaan maal net gou vinnig jou hakkie uit en check dat jy daar kom, want as hierdie verkeerd is die res van jou som verkeerd, en dit tel nogal baie punte. So kom ons maal net gou vinnig uit om seker te maak jy is reg. Ek kry 2 sin kwadraat x, so dit is reg. Ek kry minus 2 sin x cos x, minus nog 'n sin x cos x, dit gee vir my minus 3 sin x cos x, plus cos kwadraat x, great, so jy weet jy's reg. Alright. En van hier af is ons maar net waar ons nog die heeltyd is. So, maar, kyk, hier is nou iets baie belangrik wat gebeur. So, my eerste een sê vir my 2 sin x is gelyk aan cos x, en my ander enetjie sê vir my sin x is gelyk aan cos x. Okay, nou sit ons met 'n probleem. Ek sit met 2 funksies, dis nie soos 'n tipe 1, as hierdie 'n pragtige 1 of 'n half of iets anders was, ja sure, dan is dit lekker maklik, dan is dit tipe 1. Nou sit ons hierso met 'n sin en 'n kos, dit is wat gebeur by tipe 4. So julle kan net die volgende enetjie gaan kyk. Maar wat ons nou gaan doen is, ek mag met 'n kos gaan deel. Die rede hoekom jy dit kan doen, is jy raak nie ontslaaf van 'n kos, dat jy hom heeltemal uitkanselleer nie. Maar kyk wat gebeur, jy haal dit eintlik as 'n algemene faktor uit. Dis maar eintlik al wat gebeur, né? Is ons gaan sê, kom ons gaan deel met 'n kos, want as ek al twee kante deel met 'n kos, sien julle, dis nie dat hy net verdwyn nie, hy los nog vir my 'n 1, en ek weet, sin x op cos x gee vir my 'n tan x. So tan x is gelyk aan 1, en ek vereenvoudig hom om te sê tan x is gelyk aan 'n 1 op 2, nou te kom vereenvoudig. Alright, en dan van hier af doen ons presies dieselfde. So dis wat gebeur wanneer daar 'n sin en 'n kos lang of by mekaar is, wat dalk nie langs mekaar is of iets soos daai nie, wat geskei word van mekaar. So dis wat ons daar gaan doen. Okay, dan wat ons gaan doen, selfde stappe oor en oor. Stap 1 is vereenvoudig, ek het dit gedoen. Stap 2, bepaal jou verwysingshoek. So jy sê shift tan 'n half, dan kry ek my verwysingshoekie as 'n pragtige 26,57 grade. Stap 3 is gebruik jou cost diagram, en dan kyk ek waar is tan positief. Tan is positief
by T en by A, maar ek weet vir tan hoef ek mos eintlik net daai eerste kwadrant te gebruik. Ek werk net met die boonste kwadrante, so vir stap 4 gaan skryf ek daai gedeeltetjie 2 keer neer. Maar vir tan hoef ek dit net 1 keer neer te skryf. En dis net 'n eenvoudige in my eerste kwadrant, so dis net theta plus k mal met 180 grade. Onthou vir tan is dit net 180 grade en dan moet dit feature k is 'n element van my heelgetalle. Daar is sy algemene oplossing. Nou gaan werk ons aan hierdie kant. Hierso gaan sê ek weer, okay, kom ons gaan deel met 'n kos. So wat oorbly, as ek al twee kante gaan deel met 'n kos, dan kry ek hierso my tan x is gelyk aan 1. Okay, en dan is hy lekker maklik. Dan doen ons presies dieselfde. Bepaal jou verwysingshoek, so jy gaan sê shift tan 1, so my verwysingshoek kry ek as 'n pragtige 45 grade. So dit was stap 1, hier is stap 2. Stap 3 sê vir my gebruik jou cost diagram. En dan kyk ons nou, waar is tan positief? Tan is positief by T en by A, maar ek weet ek hoef net daai eerste enetjie te gebruik, so ons worry net oor die A kwadrant, so dan is dit lekker maklik. So ek gaan skryf daai ouetjie vir stap 4, sê ek x is gelyk aan, en vir kwadrant 1 is dit mos net my verwysingshoek, so dis 45 plus k maal met 180 grade, en ons sê k is 'n element van my heelgetalle, en daar is sy algemene oplossing. Right, so kom ons chat oor tipe 4. Tipe 4 is wanneer jy met 'n sin en 'n kos het in dieselfde vergelyking en die tweetjies is geskuif van mekaar. Dis hoe jy gaan weet wanneer om hierdie te doen. Alright. Dis baie belangrik om die verskil te sien soos wat ons nou gehad het. Nou het ons 'n voorbeeld gehad, sê nou maar sin x cos x is gelyk aan cos x. Super belangrik dat jy nie gaan deel met 'n cos x nie, want dan val dit heeltemal weg. Ek kan hom nie net weggooi nie. Wat belangrik is wat ons nou gaan doen hierson, is ek gooi nie net weg nie, maar ek verander een van my funksies. Dis eintlik al wat gebeur. So wat ek hier gaan doen is ek gaan deel al twee kante regdeur met my vergelyking met 'n cos x. Okay, dan wat gebeur, dan kry ek 'n 3 tan x, want sin x op cos x gee vir my tan x, so ek het 3 tan x minus 4 is gelyk aan 0, so dis hoe ons daai enetjie doen. Dit werk baie lekker uit, want my kos hy daar gaan uitkanselleer, maar hy het gaan verander, so ek bring hom nog steeds in vergelyking in. Right, en dan al wat ek gaan doen, so ek gaan sê vereenvoudig, so ek sê 3 tan x is gelyk aan 4, so tan x is gelyk aan 4 bo op my 3. So daar is stap 1, vereenvoudig. Stap 2, bepaal my verwysingshoek, sien julle, dis heeltyd dieselfde ding. Stap 2, so jy sê shift tan 4 op 3, dan kry ek 'n pragtige 53,13 grade. Right, stap 3 is om te sê, kom ons gebruik my cost diagram. Ek kyk, waar is die tan positief? Tan is positief by A en by T, maar ons worry mos vir tan net aan die boonste gedeelte, so ek hoef dit net een keer te gaan neerskryf, skryf daai toe die twee keer neer vir die ander hoeke, vir tan, onthou net een keer, en hierdie kwadrant is net my gewone theta, so 53,13 plus k mal met 180 grade. Voilà, en daar is my algemene oplossing vir hom, want ek hoef hom met een keer te doen. Dis so maklik soos dit, julle. By tipe 4 se voorbeeld 2, sien ek eerstens, ek sien 'n klomp sin en kosse wat by mekaar is, maar die groot ding wat ek dadelik raak sien is 'n kwadraat. Die eerste ding wat ek doen as ek 'n kwadraat sien, ek dink aan faktorisering, ek dink my algemene faktor. So dit sal definitief my go-to wees, om te sê, kom ek gaan haal my algemene faktor uit, wat cos x is, wat oorbly is 'n 2 sin x plus cos x is gelyk aan 0. En julle, hier is ons nou al klaar weer waar ons nog die heeltyd was. Dit is regtig presies dieselfde ding oor en oor en oor. Die eerste enetjie het ek gaan vereenvoudig en dan kry ek cos x is gelyk aan 0. Ons het hom daarom nou al 2 of 3 keer gedoen. Julle kan net gaan kyk in die ander voorbeelde, maar ons hou dieselfde stappe. Ons bepaal my verwysingshoek, kry ek as 90 grade, dan gebruik ek my CAS diagram,
dan kyk ek kos is positief by A en by C, en dan kry ek my algemene oplossing, het ek as 90 plus K360, daar was my eerste een, en die tweede een het ons gekry as 'n 270 plus K360, en dan moet dit feature K is 'n element van my heel getalle. So dis hoe ons daai gedoen het, hy is al gedoen, so julle kan net na die vorige voorbeelde gaan kyk. Alright, nou hier is die interessante enetjie nou. Hier sê hulle vir my, alright, kom ons werk gou met, die een sê 2 sin X, is gelyk aan negatief cos X. Ek het nou net eintlik hierdie gaan gelykstel aan 0. Dan wat ek gaan doen is, ek gaan deel met 'n cos. Jy mag dit gaan doen, want dis nie asof hy net gaan uitkanselleer en verdwyn nie. Daar bly actually nog iets oor. So ek gaan trek daai dood. Ek kry 'n pragtige 2 tan X is gelyk aan negatief 1. Dis wat daar gebeur. En dan vereenvoudig ek en dan sê ek tan X is gelyk aan negatief 1 op 2 en daar was stap 1. Stap 1 is vereenvoudig. Stap 2 sê vir my bepaal my verwysingshoek. My verwysingshoek is ek sê shift tan 'n half. Dan kry ek hom as 'n pragtige 26,57 grade. Stap 3 is om te sê, gebruik jou cost diagram. Vir my cost diagram, ek wil kyk, waar is die tan negatief? Tan is negatief by S en by C. Maar, ons weet mos vir tan, hoef ons net die boonste kwadrante te gebruik. So, jy hoef hom eintlik net een keer neer te skryf. So, ons sê vir stap 4, sê ek X is gelyk aan, en daai kwadrant se naam is 180 minus my verwysingshoek, plus K mal met 180 grade. En dan check jy daar in jou calculator in, en dan kry ek my algemene oplossing as 153,43 plus K mal met 180 grade, en dan moet jy sê K is 'n element van my heel getalle. En dis hoe ons daai gedeeltetjie doen. Alright, daar's my algemene oplossings. Right. Nou kom ons by tipe 5. Hierdie is my gunsteling. Ek's mal daaroor as hulle hierdie vra julle, want hulle vra dit vir jou net op 2 maniere. Dit is nogal hulle favorite ook. Ag, dit is so lekker. Ek geniet dit as hulle hierdie doen. Kyk gou wat doen hulle nou. Hulle gee vir my ietsie soos 'n sin en 'n sin, of 'n sin en 'n kos, maar julle sal sien die hoeke is nie dieselfde nie. So, al het ek 'n sin, ek kan nie gaan deel met 'n sin nie. Ek kan definitief nie gaan faktoriseer nie. En as ek 'n kos en 'n sin het, kan ek ook nie gaan deel met 'n kos as my hoeke nie dieselfde is nie. Met nou het ons nog die hele tyd gewerk met dieselfde tipe hoeke. Dit was heeltyd 'n X of 'n 2X of 'n 3X. Nou werk ons met iets heeltemal anders. Okay. Kyk gou wat gebeur nou. Hierdie is so lekker. Ek's mal oor hierdie gedeelte. Eerste gedeelte wat ons gaan doen, sien julle ons werk met 'n sin en 'n sin, en dit is so 'n sin en 'n sin, so as ek vir jou sê die sin van iets en die sin van iets anders, beteken dat daai twee goedjies dieselfde moet wees, want dit is 'n sin en 'n sin. So, wat jy gaan doen is jy volg my stappe. Jy vereenvoudig, so ek werk ten minste met 'n sin en 'n sin. Daar's nie regtig iets wat ek kan vereenvoudig verder nie. Stap 2, bepaal my verwysingshoek. My verwysingshoek gaan daai gedeeltetjie wees. Alright? So, my verwysingshoek in hierdie geval, want jy kan nie gaan sê shift sin en dan klomp goed nie. Hierdie tel as my verwysingshoek. Ek skryf my verwysingshoek, dis 'n 2 theta plus 80 grade. Okay. Stap 3 sê vir my, gaan gebruik jou cost diagram. Jy hou regtig net by my reëls. Stap 3, my cost diagram, jy gaan kyk, waar is hierdie sin positief? Dis hoe mense hom lees. Waar is sin positief? Sin is positief by A en by S. Dan stap 4, het ek vir jou gesê, jy gaan skryf daai toetie 2 keer neer. Jy moet daai ding 2 keer gaan neerskryf. Dis nou was dit nog heeltyd maklik, jy skryf net gewoonlik 'n X, 'n X. Onthou om daai deel 2 keer te gaan neerskryf, dis hoekom ek dit so lank in julle koppe probeer indrul het. Jy gaan skryf hom dadelik 2 keer neer, dan weet jy vergeet hom nie. En die tweede een sê, skryf jy hom presies dieselfde, 30 plus 3 theta is gelyk aan. Right, daar's my foolproof plan. Nou kan ek begin.
Nou gebruik ek net my kaasdiagram. Ons weet vir die eerste enetjie is net my verwysingshoek. So ek het mos nou my verwysingshoek. Ek het my verwysingshoek as 'n 2 theta plus 80 grade plus K 360. En ons gaan hom vereenvoudig. Ek gaan hom so lank oorvat om te sê 3 theta minus 2 theta gee vir my 1 theta. En dan sê ek vat my 30 oor, so dan kry ek hom as 'n 50 plus K 360. Hier is die eerste algemene oplossing vir theta. Daar is jou eerste antwoord. Rede oor hoekom ek julle van die begin af leer, asseblief gaan skryf daai stukkie 2 keer neer, want julle stop gewoonlik daar. Maar onthou ons werk met 2 kwadrante. So die volgende kwadrant is in my S-kwadrant. Daai kwadrant se naam is 180 grade minus hakkie. Onthou jou hakkie, my verwysingshoek. En my verwysingshoek is 2 theta plus 80 grade. Plus K 360. Nou moet jy net gaan hakkies uitmaal. So ek het dit vir julle in die video baie in die pakkie stap vir stap gedoen, maar kom ons wys maar die stappe vir nou. Ons gaan sê 30 plus 3 theta. Ek gaan maal nou net eers my minus in, so ek kry 180 minus 2 theta minus 80 grade plus K 360. En wat nou gebeur, ek kry net al my thetas by mekaar, hy gaan oor, hy word 'n plus, so ek kry 'n 5 theta, en dan tel ek al my grade by mekaar, so ek sê 180 minus 80, ek vat my 30 oor, so ek kry 70 grade plus K 360. Voilà. Dan gaan deel ek met my 5. Die oomblik wat jy gaan deel, moet jy regdeur gaan deel. Dan kry ek 14 grade plus K maal met 360 gedeel deur 5, gee vir my is 72 grade. En dan moet jy net vir my gaan bysit, K is 'n element van my heelgetalle. So hier is die tweede gedeelte van daai een se antwoord. OK. Dis tipe 5. Ek love hierdie gedeeltes. So daar is sy 2 antwoorde. So, kom ons kyk nou. Die tweede manier wat hulle dit vir jou vra, is om te sê, okay, wel, nou werk ek met 'n kos en 'n sin. So, dis nie dieselfde hoeke nie, so ek kan nie regtig veel gaan doen met dit nie, maar wat ek wel kan gaan doen, is ek kan my sin 'n kos maak, of my kos 'n sin. Ek hou daarvan om die regterkant te verander. Dis maar net my preference, en hierdie gedeeltetjie sal ek 10 keer 'n bietjie anderster gaan skryf, maar kom ons los hom net eers daar. Kom ons gesê 20 grade plus theta op 3, jy kon hom gaan skryf het as 'n 1 op 3 theta, ek dink ek gaan dit sommer almal doen, dit werk het vir my bietjie makliker. Nou wat jy gaan doen is jy gaan maak hom 'n kos. Ons gaan skryf 'n kos, 90 minus wat ook al daar is, want ek moet hom eers vereenvoudig. Ek gaan nou verduidelik wat daar aangaan. So wat ons hier doen, is ek wil werk met 2 kosse of 2 sinne. Right, en ons weet mos, die kos van 90 minus something is dieselfde as die sin van daai something. Right, so dis al wat ek gaan doen het, ek het hom net 'n kos gaan maak, het gaan heeltyd wees 90 minus something, en dan kan jy die sin in 'n kos verander, en vice versa. Onthou net asseblief jou hakkie, so nie is jou hele ding verkeerd. So ek kry aan hierdie kant, kan ek gaan skryf die kos van 20 plus 1 op 3 theta, gee vir my die kos van, ek maal my minus in, hy maal minus theta, minus 50, so dan kry ek hom as 'n 40 minus theta. En nou is ek klaar met stap 1. Nou het ek gaan vereenvoudig, want nou sê my vergelyking, ek het die kos van iets, moet dieselfde wees as die kos van iets anders. So die 2 goedjies moet dieselfde wees. Alright, in die pak het ek ook vir jou gesê, onthou, dis die een wat jy 2 keer gaan neerskryf, en daai is my verwysingshoek. So stap 1 is vereenvoudig, check. Stap 2, bepaal my verwysingshoek. Ek kry my verwysingshoek, dis die 40 grade minus theta, dis my verwysingshoek. Stap 3, gebruik jou kaasdiagram. Vir my kaasdiagram gaan kyk ek nou hier, waar is my kos positief? Kos is positief by A en by C. Stap 4 sê vir my, jy gaan skryf daai toetie 2 keer neer.
Dis heeltyd dieselfde stappe oor en oor, julle moet asseblief nie de mekaar raak met hierdie nie. Ek skryf hom 2 keer oor, dan weet ek onthou om dit te doen. Right, die eerste enetjie. Ons gaan skryf hom, ons gaan werk hierso nou, kom ons skryf hom in groen. My eerste kwadrant, dis lekker eenvoudig, dis net my gewone verwysingshoek. So ek sê 40 minus theta plus k 360. Right, hoe jy hom nou doen is, ek vat my theta oor, dan plus hy, so ek kry hom as 'n theta, 1/3 theta, plus theta, gee vir my 4/3 thetas, en hierdie kant kry ek 40 minus 20 is gelyk aan 20, plus k mal met 360. Nou wat ek doen is, ek gaan sê, jy kan of gaan sê mal met 3 deel deur 4, of jy kan net reguit gaan intik 20 gedeel deur 4/3, dit kry ek dan kry ek dit as 'n 15 plus k mal met 360 gedeel deur 4/3 gee vir my 270 grade, en dan moet jy net sê k is 'n element van my heelgetalle. Okay. Dan die tweede enetjie is in kwadrant C. So dis my 4de kwadrant. Daai kwadrant se naam is 360 minus my verwysingshoek. My verwysingshoek is 40 grade minus theta. Onthou asseblief julle hakkies, plus k 360. Dan gaan maal ons nou net my hakkies uit, so ek het 'n 20 grade plus 1/3 theta is gelyk aan 360 minus 40 grade plus theta plus my k 360. Okay, dan tel ek my goedjies bymekaar, ek vat my theta oor, so ek tik in my calculator in 1/3 theta minus my theta, het gee vir my minus 2/3 thetas. Is gelyk aan, ek sê 360 minus 40 minus 20 gee vir my 'n pragtige 300 plus k 360. Okay, om vir theta nou alleen te kry, tik jy in jou calculator in 300 gedeel deur minus 2/3, jy kan selfs gaan sê mal met 3 gedeel deur minus 2, dis ook fyn, dan kry ek hom as 'n minus 450 grade, minus k mal met, onthou jy moet die 360 ook gaan deel, dis baie belangrik, jy sê 360 gedeel deur minus 2/3, so dan sê ek k mal met, of minus k mal met 540 grade, en dan moet jy feature k is 'n element van jou heelgetalle. So hierdie netjie se 2 algemene oplossings is daar. Voilà. Dan die laaste een van tipe 5, soos ek sê julle, hierdie is definitief die favorite. Ek love hierdie gedeelte en hulle is mal daaroor om dit vir julle in vraestelle ook te vra. So die eerste ding wat ek gaan doen is vereenvoudig. Ek moet met appels en appels of met pere en pere werk. Op hierdie stadium met ek appels en pere. So wat ek van hou om te doen is om die regterkant te verander. So ek gaan my linkerkant nog dieselfde hou. Ek gaan hom los as sin 5 theta. My kos gaan maak ek nou as 'n sin 90 minus theta minus 40 grade. Onthou julle hakkies. Dan wat jy gaan doen is jy kan nou vir verder vereenvoudig, dan kry ek 'n sin 5 theta is gelyk aan die sin van 90 minus theta, my minus maal in, plus 40, so ek kry hom as 130 grade minus theta. Right, nou het ek vereenvoudig, dit was stap 1, want nou het ek die sin van something, is dieselfde as die sin van ietsie anders. Hierdie is my verwysingshoek, so stap 2, bepaal my verwysingshoek, ek kry hom as 130 grade minus theta. Stap 3, bepaal hom, gebruik jou kaasdiagram. My kaasdiagram, kyk ek waar is die sin positief, sin is positief in A en S. Stap 4 sê vir my, jy gaan skryf hierdie toetie 2 keer neer. So vir stap 4 sê ek, eerste een skryf ek hom as 'n 5 theta, tweede skryf ek hom 5 theta. Jy skryf hom 2 keer neer, dis belangrik. Alright, en al wat ek nou gaan doen, die eerste kwadrant, my gewone A, dis lekker maklik, dit is net my verwysingshoek van 130 minus theta, plus k 360, ek gaan vat hom oor, dan kry ek 6 theta, is gelyk aan 130, plus k 360, en dan gaan deel ek met 'n 6, dan kry ek my theta
as 'n terrible 21,67 plus K maal met 60 grade. En daarso is jou eerste algemene oplossing. Vir die tweede een, gaan kyk ons nou in kwadrant S, want dis waar sin ook positief is. So, sy kwadrant se naam is 180 minus, onthou asseblief julle hakkies, en dan my verwysingshoek is 130 minus theta, plus K maal met 360. Dis so maklik om die mekaar met hierdie goed te raak, dis hoekom ek my stappe skryf om te sê, vereenvoudig, bepaal die verwysingshoek, gebruik jou kaasdiagram en gaan skryf daai gedeelte 2 keer neer. Dan is dit regtig nie so bad nie julle. So dan wat ek doen is ek sê 5 theta is ek gaan maal my minusse so lank in, so ek kry minus 130 plus theta en as ek hom oorvat, word hy weer 'n minus theta, so ek sit aan hierdie kant met 'n 4 theta, 180 minus 130 is 'n pragtige 50 grade, plus K maal met 360 grade. Dan gaan deel ek met my 4 en dan kry ek hom as 'n mooi 12,5 grade plus K maal met 90 grade en dan moet dit feature K is 'n element van my heelgetalle. En dit is die tweede gedeelte van sy algemene oplossing en dis hoe ons hierdie gedeeltetjies doen. Voilà. Alright. In die volgende video gaan ons nou voorbeelde kyk na wat gebeur as hulle vir my byvoorbeeld sê bepaal die waarde van X as jy die algemene oplossing moes gaan kry het. Okay, dis in die volgende video.